Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings baie vroeg op hierdie donderdagoggend. Ons het 'n redelike lang stuk wat ons vanoggend gaan lees. Johannes 5 vanaf vers 31. As ek oor myself getuig, is my getuienis nie waar nie. Daar is 'n ander een wat oor my getuig. En ek weet dat die getuienis waar is wat hy oor my aflê. Hier is die hy met 'n hoofletter. Dit is definitief 'n verwysing na die Vader. Maar nou gaan hy verder. Julle het gesandte na Johannes gestuur en hy het vir julle die waarheid getuig. Ek aanvaar egter nie die getuienis wat van 'n mens afkomstig is nie, maar ek sê hierdie dinge sodat julle verlos kan word. Hy was die lamp wat brand en lig gee. En julle was gretig om julle vir 'n tydjie in sy lig te verbly. Maar ek het 'n getuienis, gewigtiger as die van Johannes. Die werke wat die Vader my gegee het om te voltooi. Ja, die werke wat ek doen, getuig self van my, dat die Vader my gestuur het. En die Vader wat my gestuur het, hy het van my getuig. Julle het nog nooit sy stem gehoor of sy gestalte gesien nie. En julle het sy woord nie blywend in julle nie, omdat julle hom wat hy gestuur het, nie glo nie. Julle ondersoek die skrifte, omdat julle dink dat die ewige lewe daarin te vind is. En dit is juis hulle wat oor my getuig. Maar julle wil nie na my kom, sodat julle die lewe kan hê nie. Ek aanvaar nie verering deur mense nie, maar ek ken julle. Julle het nie die liefde van God in julle nie. Ek het in die naam van my Vader gekom, maar julle aanvaar my nie. As iemand anders in sy eie naam kom, sal julle hom aanvaar. Hoe kan julle glo terwyl julle van mekaar eer wil ontvang, maar nie die eer soek wat van die enigste God kom nie? Moenie dink dat ek julle by die Vader sal aankla nie. Dit is Moses, die een op wie julle julle hoop gevestig het, wat julle aankla. As julle Moses geglo het, sou julle my geglo het. Hy het tog oor my geskryf. Maar as julle sy geskrifte nie glo nie, hoe sal julle my woorde glo? Geliefdes, ons lees tot sover die einde van hoofstuk 5. Jesus sê dat julle aanvaar nie wie ek is nie, omdat vir een, julle nie die skrif verstaan nie, want die skrif wys na my. En so julle verstaan nie vir Moses nie, julle beroep julle op hom, maar julle verstaan nie die skrifte nie. En eintlik is die rede dat die skrif nie in jou hart is nie. Julle die skrifte deursoek, want julle dink die ewige lewe gaan julle daarin vind. Maar wanneer dit na Jesus verwys, sien julle dit nie raak nie. Wat sê hierdie gedeelte? Dis 'n bevestiging. En eintlik was dit ons nou 'n gesprek tussen Jesus en die Jode wat hom nie geglo het nie. Maar dis 'n bevestiging oor wie Jesus is. Nou as ek hierdie gedeelte lees, dan het dit nie dieselfde betekenis vir my as wat dit vir die eerste lesers gehad nie. Want ek het 100% oortuiging oor wie Jesus is. Ek weet wie Jesus is. Ek weet hy is die seun van die lewende God. Ek weet hy leef. Ek weet alles wat hy gedoen het. Hierdie mense weet dit natuurlik nog nie. En daar was ook 'n bietjie van 'n spanning, daar sekere mense wat gedink het, nee, maar Johannes die Doper was eintlik die Messias. So, Johannes wat die evangelie skryf, bevestig baie sterk dat, nee, Johannes die Doper het juis getuig van Jesus en ook gesê wie hy is. Maar weet jy, daar is 'n gedeelte wat met my praat vanoggend. En dalk is dit net met my. So, as dit nou net met my is, aanvaar ek dit so. Dit hoef nie vir jou dieselfde betekenis te hê nie. Maar ek besef in my lewe dat ek 'n absolute, dalk kan jy dit selfs 'n obsessie noem, maar 'n absolute ding het oor die Bybel. Dat dit vir my absoluut alles is. En hier kom 'n waarskuwing
wat dan ook na my toe gaan. Die Bybel sonder Jesus is eintlik niks nie. Dat dit dan geen betekenis en dan het die enigste betekenis wat dit dan het, is om my te veroordeel. Die Bybel maak net vir my sin, omdat ek die Here Jesus het, omdat ek 'n geloof in hom het, en omdat hy my verlosser is. En uit daai oogpunt gaan ek na die woord toe. Maar as dit nie waar is nie, dan het die woord eintlik nie vir my betekenis nie. So vriende, voordat ek in die Bybel kan glo, moet ek eers in Jesus glo. Dit werk so, wanneer ek Jesus glo, dan gaan ek na sy woord toe, want hierdie is tog sy woord. Wanneer ek die woord lees, dan sien ek wie is Jesus, dan leer dit my van Jesus. En dan glo ek die woord, omdat dit my van God leer. Maar sonder God is die woord betekenisloos. Kom ons onthou dit maar. Ek is mal oor die Bybel, ek is baie lief vir die Bybel, ek glo dit is God se woord. Maar ek kan bid nie die Bybel nie. Ek kan bid God. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons ook hierdie teks het. En ja, Here, dat ons dit dalk ook anders te hoor, as wat die eerste lesers dit gehoor het. Maar Here, help ons, dat ons studie van die woord, nie net 'n obsessie oor die Bybel raak nie, maar dat dit 'n obsessie oor U is, en dat ons wil hê dit moet ons rig op U, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag. Totsiens.